Die 28ste gedeelte of parasha wat ons saam bestudeer is Metzora. 28 se samestelling kry ons in 7 maal 4. 7 verteenwoordig goddelike voltooiing, perfeksie en volheid. Byvoorbeeld die skepingsdae wat die Abba wat die aarde geskep het in 7 dae, 6 dae en die 7de dag gerus het. 4 verteenwoordig skepping, wêreld, 4 windrigtings, 4 seisoene ensovoorts. Met ander woorde, 28 dui moontlik op volheid van tyd en materiële skepping en beskryf die volledige siklus van menslike bestaan onder die son. Of volheid van menslike ervarings in Abba Vader se tydsbestek. Die getal 28 is die numeriese waarde van die Hebreëse woordjie koach. Koach, wat bestaan uit 'n letter K wat 20 is en Get wat 'n numeriese waarde van 8 het, saamgegee met 28 en koach wat beteken krag of sterkte. Met ander woorde, dit kan simboliseer menslik of goddelike krag in aksie. Dis die letter 28. Dan die 28ste lesing uit die Torah of Parasha is Metzora. Metzora, 'n woord wat melaatsheid beteken. Levitikus 14 vers 2 wat sê, dit is die wet van die melaatse op die dag van sy reiniging. Hy moet na die priester gebring word. In Levitikus 14 word die suiweringsrituele uiteengesit om die melaatse en die melaatse se huis te reinig. Dan in Levitikus 15 behandel kortliks die wette en rakende rituele, die onbevoegdheid wat voortspruit uit liggaam se missies. So kom ons kyk na die letters van Metzora. Dan sien ons Metzora bestaan uit 4 letters. As jy hierdie 4 letters se prentjies kyk en jy sit dit bymekaar met 28 en dit wat geskryf word in hierdie gedeelte wat ons saam bestudeer. Kom ons kyk wat se prentjie teken Abba vir ons. Eerstens in Metzora kry ons die eerste letter Mem. Mem, die oorspronklike piktogram prentjie vir Mem is 'n prentjie van water. Water word gesien as 'n bron van lewe, nê? En niks kan leef sonder water nie. En dit kan ook aandui op lewe en oorvloed soos lewende riviere, suiwering en reiniging. In Johannes 14 vers 14 beloof Yeshua dat die water wat hy gee 'n fontein van ewige lewe sal wees. En ons sal nooit weer dors hê as ons van hom drink nie. Die vorm van Mem selfs is 'n moderne in die moderne Hebreëus lyk soos golwe. Nou die numeriese waarde van Mem is 40. En die getal 40 het 'n diep Bybelse betekenis en word dikwels geassosieer met beproewing en voorbereiding. Byvoorbeeld Israel in die woestyn vir 40 jaar. En dit kan ook verwys na die oorgangstye, 'n nuwe seisoen of 'n nuwe skepping na 'n nuwe tyd van loutering. Yeshua se 40 dae vas in die woestyn voor sy bediening was ook beproewinge, nê? En hy was die hele 40 dae en 40 nagte was hy versoek deur die vyand. Noag se 40 dae van reën wat 'n nuwe wêreld voorberei het. En dit was deel van 'n onderdompeling, want die wêreld was besoedel geweest en die hele wêreld was onderdompel. Hierdie 40 dae, 40 jare is nooit verniet nie. Dit berei mens voor vir iets groters, soos die waterreiniging. So berei Abba Vader sy kinders deur beproewinge ook voor vir hulle Godgegewe roeping. Die woord Mem is verwant aan die Hebreëse woord Maim, wat water beteken. Efesiërs 5 vers 26 sê Yeshua reinig sy bruid moet haarself reinig met die waterbad van die woord. In Eksodus 30 moes die priesters hulle self was om Abba Vader se teenwoordigheid in te kon gaan. Net so as toe hulle aangestel was en ingelyf is, moes hulle eers gewas word. Water is dus nie net 'n oorlewing nie, maar ook vir geestelike suiwering en intimiteit met Abba Vader. En die eerste voorkoms vir die letter Mem is in Genesis 1 vers 1, waar daar verwys word na Abba Vader in die woord as Elohim. Mem se assosiasie met water koppel aan die gees van Abba Vader, wat in Genesis 1 vers 2 oor die waters gehover het, gesweef het, en die gees bring orde en lewe uit die gohatiese wêreld, water, nê. En Abba Vader wat as Elohim, drie enige God beskryf word, is die bron van alle lewe. En water, Mahim, is een van die eerste simbole van sy skepperkrag en teenwoordigheid.
Dan kry ons die tweede letter van Metzora. Dit is die Tsadi. Die oorspronklike beeld van die letter Tsadi is die van 'n persoon wat op sy sy lê. En hierdie prentjie simboliseer nederigheid, onderwerping en afhanklikheid in Abba Vader. Daar's ook verskeie voorbeelde van mense in die woord wat fisies voor Abba Vader neerval as 'n teken van hulle afhanklikheid en onderwerping aan hom, soos Esegiel, Joshua, Abraham, Elia, en dan ook die man in Matteus 8, die melaatse man wat by Yeshua se voete neerval in hierdie nederigheid. Tsadi het 'n numeriese waarde van 90 en hierdie getal verwys simbolies na 'n tyd van of 'n tydperk van geestelike volwassenheid en afhanklikheid, soos gesien in die lewe van Sara wat op 90 'n kind sou baar. Abraham en Sara moes leer om volkome op Abba Vader te vertrou. Die woord Tsadi is verwant aan die woord tzadik wat regverdig of regverdigheid beteken. En dit hou ook verband met 'n lewe van nederigheid en afhanklikheid in Abba Vader. 'n voorbeeld hiervan is Noag. Hy was 'n regverdige man, nê? Genesis 6 sê Abba. En Abraham was net so met 'n nederige hart het Abraham ook uitgestrek geval voor Abba Vader. Dan die eerste keer wat die letter Tsadi voorkom is in Genesis 1 vers 1 in die woord Eretz, aarde. Die woord bestaan uit Alef, Abba Vader self, Eretz bestaan uit 'n Alef, wat ons weet is hierdie os wat Abba Vader verteenwoordig, dan die Resh as hierdie hoofleier, en dan die Tsadi, hierdie afhanklikheid, wat simboliseer as jy hierdie saamsit, dat die aarde ontwerp is om in 'n afhanklikheid van Abba Vader te leef met Yeshua, die leier, as middelpunt. Is dit nie amazing? Sommige in Genesis 1 word dadelik al vir ons gesê, dat die woord, daai Eretz, aarde, is 'n Alef, 'n Resh en 'n Tsadi, en die betekenis van dit simboliseer dat die aarde ontwerp is om in afhanklikheid van Abba Vader te leef met Yeshua, die leier, as middelpunt. Is dit nie amazing nie? Ons kan nie sonder hom lewe nie. Die kernboodskap van Tsadi is om in nederigheid en afhanklikheid voor Abba Vader te leef. Regverdigheid is nie iets wat mens oornag bereik nie, maar kom uit 'n hart wat buig voor Abba Vader en hom as enigste bron van voorsiening erken. Dit bring ons by die derde letter van Metzora, is die woordjie Resh. Die oorspronklike piktogram van Resh is die prentjie van 'n kop. In die moderne weergawe stel dit 'n gebuigde kop voor, wat simbolies is van nederigheid, diensbaarheid en leierskap. Dit wys dat ware leierskap nie in trots en selfverheffing en heerskappy eie ek lê nie, maar in neerbuiging en in diensbaarheid, soos gesien in Yeshua se lewe. Dan die numeriese waarde van Resh is 200, en 200 kan geestelik geïnterpreteer word as 2 x 10 x 10, en 2 verwys na die letter Beit, nê? Beit wat 'n huis is, en 10 na die letter Jod, die regterhand van Abba Vader. Nou hierdie kombinasie wys op die een met al die gesag, wat ons weet is Yeshua, wat in die huis van Abba Vader is. Dis waaroor die huis gaan. Hy sê, hy bou die kerk. In Matteus 16 sê vir Petrus, ek bou die kerk. En daarom bou hy nog steeds die kerk. Ons is net diensbaar in sy koninkryk. 200 is ook 'n volheid van leierskap en diens. En dit dui op iemand wat volmaak toegerus is om te lei en te dien. As 'n woord vorm Resh die Hebreëse woordjie Rosh, wat beteken kop, of 'n leidende man, of die hoof, of begin. En die eerste keer wat Resh in die woord voorkom is in Genesis 1 vers 1 in die woord Bereshit, wat beteken in die begin. Die woord bevat Rosh, wat kop of hoof beteken. Die kernidee van hierdie letter Resh is die hoof van die huis, 'n koninklike diensknegt. En dit wys op Yeshua, wat die hoof van Abba Vader se huis is, en wat sy kop gebuig het, hy het sy koninkryk verlaat, en hy het tot 'n nederigheid het Abba, tot die dood toe was hy nederig en gehoorsaam en diensbaar. Ten spyte van sy koninklike status het hy aarde toe gekom vir my en jou, het hy daai prys betaal. En dit leer ons dat ware leierskap in Abba Vader se koninkryk is om te dien met liefde en nederigheid. En dit is wat ons Messias ons kom leer het. Dan die vierde letter van Metzora is die letter Ayin. Nou die oorspronklike prentjie van Ayin is 'n oog, wat verwys na om te sien
insig, perspektief, beide fisies en geestelik. En die getalswaarde van Ayin is 70. En ons weet, daar was 70 ouderlinge in Israel, Numeri 11 vers 16. Ons weet van die 70 nasies volgens Genesis 10, dit dui op die volheid van die mensdom. In Spreuke 25 vers 12 word wysheid en insig verbind aan 'n oog, wat aansluit by Ayin se tema. Dan die getal 70 dui op volheid van visie, insig en oordeel, en dit pas perfek by Ayin se simboliek van die oog en perspektief. Net met dit gesê, Yeshua het 70 disippels ook uitgestuur. Sy oog, hierdie oogperspektief. Maar as woord beteken Ayin, want Ayin is 'n woord ook, beteken ook oog, fisies en geestelik. In 'n geestelike sin verteenwoordig dit die plek waar Vader se perspektief en waarheid ontvang word. Ayin simpliseer insig, waarneming en begrip wat verder strek as net visuele, net wat jy dit hier sien. Dit vra om op Vader se woord te ondersoek, sodat mens sy hart kan sien. Nou sit ons al hierdie prentjies bymekaar. Abba Vader, van al hierdie letters van Metzora, dan sien ons, Abba Vader het alles in volheid gemaak. Goed, tof, volgens skepingsdoel. Maar weens die sondeval het sonde die wêreld ingekom. En ons weet die prentjie daarvan is melaatsheid, wat ons alleen verwerp en doodmaak. Maar Abba Vader het ons sy woord, ons weet die woord het lewend geword, Yeshua gegee. Soos water 'n bron van lewe is, so is sy woord lewende water en 'n bron van ons geestelike lewe. Dis die waterbad van sy woord wat ons suiwer en reinig. En soos ons sy woord deel maak van ons lewens en leef, gaan ons nog deur beproewings gaan, ja, want ons lewe in 'n gebroke wêreld, 'n sondige wêreld. Maar as ons onsself totaal onderwerp en in nederigheid, afhanklikheid in hom bly, soos die wingerdstok, hy is die wingerdstok en ons is die takke, as ons in hom bly, soos wat die melaatse man voor Yeshua neergebuig het en hom Yeshua aanbid het, sal hy ons dan genees en lei, waar ons dan sy koninklike diensknegte word. Ons sal dan dinge uit sy perspektief sien, sy waarheid sien, sy insig en begrip ontvang, soos ons ook sy woord ondersoek en sy hart leer ken. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir die woord, dankie dat U ons leer en dat U sê alles is opgeskrywe as waarnemings en as waarskuwings om ons te leer. En ek eer U, soos wat die tyd nader kom, Yeshua, wat U ons kom haal, mag ons U perspektief hê, mag ons saam met U wandel, mag ons diensbaar wees in U koninkryk. Dankie Vader vir U liefde, ons kom lê onsself neer as lewende offers voor U. Dankie Vader. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotevawei. Amen. Shalom.